Die plofstof is gereed, hoogheid. Dan is ons gereed om die aarde aan stukkies te blaas. Dr. Wolfgang, zal u voortgaan? Met plezier, prins Kanadi. Wonderlijk. Ik wacht al jarenlang om die aarde te vernietigen. Daar het feitlik niks van die aarde oorgebly nie, hoogheid. 'n Besonder geslaagde ontploffing, prins Kanadi. Het is net jammer dat dit 'n model van die aarde is wat ons vernietig het. Maar dit wys u tog wat ons onder die regte omstandighede sou kon regkry. En watter omstandighede sou dit wees, Dr. Wolfgang? Ons sou 'n kragtige kernbom taamlik diep onder die aarde se oppervlakte moet laat ontplof, prins Kanadi. Dit sal die aardkors skielik op groot skaal laat verbrokkel. As die lava onder die aardkors met die suurstof van die atmosfeer in aanraking kom, is dit klaarpraat. Die planeet sal uitmekaar geruk word. Maar dit zal zeker betekenen dat ons een tunnel moet uitgraven om ons kerntoestel onder die aardkorst te versteken. Die aardmensen zal gauw achterkomen waarmee ons bezig is. Kan ons dan nie een van die ou goudmynskagte aan die Witwatersrand gebruik nie, Dr. Wolfgang? Nee, manskap. Ons praat nie nou van 'n kilometer of 2 onder die aardkors nie. Die kerntoestel sal minstens 15 kilometer diep versteek moet word, want die aardkors is tussen 15 en 50 kilometer dik. Nee, Dr. Wolfgang, dit klinkt voor mij te ingewikkeld. Wat er ander voorstellen het jy? Prins Kanati, ons kan die maan ook vernietig. Kyk na die model op die beeldskerm. Baie indrukwekkend, Dr. Wolfgang. Maar wat gaan dit ons in die sak brengen? Die verbrokkelende maan sal naderhand 'n kring om die aarde vorm. Iets op die geaardheid van die Saturnuskringe. Aan hierdie voorstelling kan u sien dat die stukke van die maan 'n soort gordyn om die aarde sal vorm as hulle versprei. Prachtige decor, ja, met gordijnen en al. Maar wat er nut zal dit hê? Die kring wat die aarde sal bykry, sal die toevoer van die sonenergie aan die aarde drasties verminder. Die temperatuur sal skerp daal en die aarde in nog 'n ystydperk indompel. Die kring sal as 'n sonskerm dien. Miljoene der miljoene mense sal sterf en die aardmagte sal verswak word. Ek hou van die idee. Nee, dit is te omslachtig. Het kan een paar jaar duren voordat die aardmachte genoegzaam verzwakt wordt. Dan zal weer een keer moeten denken. Die aardmachte en verordenarij moet uitgewist worden. Mijn geduld raakt op. Impala 1 aan beheer. Hoor jy my? Hoor? Aardbasis is soos altyd hier, Impala. Oor? Ja, is goed om dit te weet, beheer. Wat sou ons sonder u doen? Hoor? Sonder ons kan julle niks doen, nie, kaptein. Het u vir my 'n boodskap? Oor? Sy is reg, kaptein. Sonder die vroue geslag sou julle mansdarm verlore gewees het. Pikkie, ek het nie geweet jy kan lag nie. My programmering is redelik ernstig van aard buitenaf. 'n Situasie moet baie snaaks wees voor ek lag. Nou, hoekom is hierdie situasie nou so snaaks, Pikkie? Wel, kaptein, dis vir almal duidelik dat u en juffrou Villiers 'n oogie op mekaar het. Maar u speel kat en muis met mekaar. Is u daar, Impala 1? Ek herhaal, het u vir my 'n boodskap? Oor? Ah, jy is die klits kwyt, Pikkie. Juffrou Villiers is mooi, maar daar's niks tussen ons nie. Impala 1, antwoord asseblief. Ja, beheer. Ons vra toestemming om te land. Hoor. Julle is nou al amper hier, Impala 1. Julle kan net so wel kom land. Oor en uit. Sjoe, hoor dit. Kwaai is hy, Pikkie. Maar ons sal nooit klaarkom nie. Ag, kaptein, juffrou Villiers soek maar net 'n man wat vir haar leiding kan gee. Die probleem is, sy is so knap dat daar baie min mans is wat by haar kan kers vashou. Jy dink ek is die een. Om haar op haar plek te sit, Pikkie? Ek glo nie. Kaptein, ons land nou.
regtig so sukkel om jou te laat praat, kaptein? En hoekom lyk jy so ongemaklik? Dis niks nie, Lida, vergeet dit. Ek het net vir Bikse te vertel dat julle 'n oogie op mekaar het, Lida. Ek en die kaptein? Ag nee, julle is verspot. Ons is nie verspot nie, juffrou. Almal praat daarvan. Dit is net julle twee wat te dom is om dit raak te sien. Ag, laat toe nou. Genoeg slim praatjies. Die professor wag op julle. Pikkie, as jy my weer voor Lida in die verleentheid bring, is haar père, verstaan jy my? Ek is dit geweet. Ek hou van juffrou Villiers, kaptein. Anders sou ek nie so omgekrap gewees het nie. Wat brom julle twee so? Nee, niksie, professor. Pikkie was net besig om my van sy vriendin te vertel. Is sy, professor? Nou, ons kan nou met die bespreking voortgaan, professor. Ek dink julle moet my eers vertel wat julle sopas met julle sending na die son kon uitvind. Ons het bevestig dat die sonvlekaktiwiteit op die oppervlakte van die son bo die normale is, professor. Nou ja, die vermeerdering van die aantal sonvlekke is 11 of 12-jarige verskynsel, nie waar? Dis waar, professor, maar alles dui op buitengewone sonvlekaktiwiteit. Dit is waarskynlik aan die natuurlike kernontbrandingsprosesse van die son en sy magnetiese en elektriese strominge te buite, professor. Dankie, Pikkie. Kaptein, na u oordeel, hou die buitengewone sonvlekaktiwiteit enige gevaar vir die aarde in? Nie op die oomblik nie, professor. Sonvlekke is so oud soos die son self. Maar ons moet in gedagte hou dat die aarde in die verlede deur verskeie ystydperke en ander groot klimaatsveranderinge getuister is. Dis waar, ja. Dis waarskynlik aan wisselende sonenergievlakke toe te skryf. Ons sal die toestand dophou, kaptein. Kaptein, Professor, sê my, is daar waarheid in die storie wat ons hier in Interster se gange hoor? watter storie, professor? Wel, dat u en juffrou Villiers op vriendskaplike voet verkeer. Ons is kollegas, professor. Niks meer nie. Ek sê nou al, ek wil strooijonker wees. Wel, as u nie van die ystydperk idee hou nie, Prins Scarnati, kan ons dit altyd vir die aardmense ondraaglik warm maak. Wat stel u voor, Dr. Wolfgang? As ons daarin kan slaag om die strale van die son met effens meer intensiteit op die aarde te laat skyn, sal die aardmense doodgeskroei word. Dit klink goed, Dr. Wolfgang, maar hoe sal ons dit regkry? Volgens 'n goed beproefde tegniek, Prins Scarnati, ons gaan met 'n reuse vergrootglas die strale van die son op die aarde konsentreer. Net voordat ons vandag, professor, is nogal interessant om te vermeld dat ons vandag weer eens bevestiging van Einstein se algemene relativiteitsteorie gehad het. Die teorie wat sê dat groot voorwerpe soos die son en die aarde inderwaarheid die ruimte verbuig. Dit is ook, professor. Toe ons die son nader het ons agtergekom dat die ligging van die sterre agter die son skynbaar aan die verander is. Maar dit was natuurlik net die swaartekrag van die son wat die ligstrale van die sterre verbuig het. Soos 'n stok skynbaar buig as jy hom onder die water indruk, ja. Wel, manne, daar het ons weer bewys daarvan dat die son soos 'n yslike vergrootglas optree. Prins Scarnati, ons hypervergrootglas. Skouspelagtig, Dr. Wolfgang. 'n lekker duur speeldingetjie. Meer as dit 'n speelding, Prins Scarnati. Kyk, dis 'n video-opname. Dr. Wolfgang, kan u Interster se hoofkwartier so vernietig? Ja, Prins Scarnati, dit is moontlik, maar dit sal vir die ander aardmagte vreemd lyk, nie waar nie? En moontlik is Delary en Buys op daardie oomblik glad nie eens daar nie. Hulle sal dadelik weet dat iets skort as die Interster hoofkwartier skielik op puin gelê word, en dan vernietig hulle dalk ons vergrootglas.
Ek sien wat jy bedoel, Dr. Wolfgang. As ons die vergrootglas effens uit fokus hou, sal die gase aarde onder die gekonsentreerde sonstrale deurloop. Ons sal die aardmense onder 'n stadige vuur laat gare braai, sonder dat hulle besef wat gebeur. Sjoe, professor, maar is vandag warm. Is daar 'n bergwind wat waai? Nee, Lida. Daar's buitengewone sonvlekaktiwiteit wat die weer moontlik indirek beïnvloed. Nou klink u soos 'n weervoorspeller, professor. Niemand weet wat hulle presies bedoel as hulle van lae drukke en hoë trae praat nie. Al wat ek weet is nou wil ek op die strand gaan lê. Kaptein De La Rey en luitenant Buys het vanmiddag na afloop van hulle sending op die strand gaan ontspan. Lida, ek weet nie hoe ek my volgende vraag moet stel nie. Probeer die reguit, meneer professor. Wel, Lida, ek is in bevel van Intersterren. Ek moet weet hoe dit met my personeel gaan. Is daar 'n verhouding tussen jou en kaptein De La Rey? Ag, die kinderstories tog. Nee, professor, dit is nie waar nie. Ek bewonder die kaptein, maar hy's so onafhanklik. Die hypervergrootglas is nou onderweg aarde toe, Prins Karnati, soos hy beveel het. Sal ons nou ook vertrek? Is dit vir ons nodig om saam te gaan? Ek wil bywees met die instel van die vergrootglas. Dit moet uiters noukeurig gedoen word. Alle stelsels gereed, hoogheid. Styg op, manskap. Manskap, sit daar die groot vergrootglas agterna. Ekskuus, hoogheid. Aarde toe, man, aarde toe. Ons gaan van De La Rey en Buys kastyings maak. Vergrootglas op die skerm. En ons is feitelik by die aarde se grensgebied nie waar nie. Dit is korrek, hoogheid. Beweeg langs die vergrootglas in, manskap. Hoogheid, ons vlieg langs die vergrootglas. Ja, dankie, manskap. Ek sien so. Ons moet versigtig speel met die aarde se radarnetwerk. Gelukkig het Dr. Gorman ons destyds gewys hoe om daar verby te kom. Ja, meneer Gorman. Ek wonder hoe dit met hom gaan. Wat kom snuffel julle weer? Kan julle my nie met rus laat nie? Luitenant hoor nou onvriendelik is hy. Hy kry geen besoeke van sy vriende nie, want hy het nie vriende nie. Wel, Prins Karnati is sy vriend, maar vir Prins Karnati sal ons nooit hier toelaat nie. Nie as besoeker nie, maar dalk as Dr. Gorman se Selma. Kyk, hulle sal so 'n mooi paartjie maak. Die prins en die skat. Doe maar, Buys. Julle kan nou lag maar. Een van die dae is dit my beurt. Julle sal sien. Wag maar. Dit betwyfel ek, Dr. Gorman. Het jy enige klagtes oor die behandeling? Natuurlik het ek klagtes. In die eerste plek hoort ek nie hier nie. Ek is onskuldig toegesluit. Jy's gelukkig hulle jou nie tereggestel nie, Gorman. Loop liewer voor ek my vererg. Kom maar dan, hy gaan ons nie eers 'n koppie koffie aanbied nie. Totsiens, Dr. Gorman. Ons sal rapporteer dat jy blakend gesond is. Ek sal julle nog kry, julle honde. Hoogheid, ons het sopas die aarde se gebied betree. Dit lyk nie of ons die radarstelsel afgetrap het nie. Gorman se kennis het ons al goed te pas gekom. Al het sy planne teen die aarde nooit geslaag nie. Nou kan niks ons keer nie, Prins Karnati. Teen die tyd dat die aardmense agterkom dat daar fout is hulle klaar te swak om te beweeg. Ek
Ek sien daarna uit om die aarde te besoek, Megon. Die aardmense het ons al soveel keer uit die kloue van die krokons gered. Die gereelde vergaderings tussen ons en die aardmagte sal nou genoeg geleentheid bied om hulle beter te leer ken. Hulle is goeie wesens. Sal ons dan vertrek? Wil jy die beheer van die ruimtetuig waarneem, Zalor? Nee, Megon. Jy is deesdae baie meer vertroud met die klas van ding. Ek sal lekker agteroor sit en rus. Met die nuwe aandrywingsstelsel wat die aardmense ons gegee het, sal ons binne 'n jattrap daar wees. En met ons verbeterde wapentuig sal ons ook makliker 'n aanval kan afslaan. Ons gaan nou oor na hyperversnelling, Zalor. Hou vas, styf vas. Hoogheid, ons is feitelik by die teikengebied. Verminder spoed. Dr. Wolfgang, beheer jy die vergrootglas? Dr. Wolfgang, plaas die vergrootglas tussen die son en die aarde. Môre kaptein, môre luitenant. Môre. Het julle gister lekker strandloper gespeel? En dit terwyl ek hier op kantoor moet swoeg. Môre Lida. Selfs ruimtemanne moet rus wie hè? En dis vandag weer so. Ek wonder wat met die weer aan die gang is. Die vergrootglas is nou in posisie, Prins Karnati. Uitstekend, Dr. Wolfgang. Oor 'n paar uur is dit vir die aardmense te laat. Môre, kerels. Môre professor. Môre, professor. Waar's Pikkie? Hy is vir sy gereelde programmering aan die werkswinkel, professor. Oh. Sjoe, dit het skielik so warm geword. Dis ongelooflik. Ja, Lida. Jy's reg. Dis onhoudbaar. En is nog nie eens 9 uur in die oggend nie. Hier's fout. Groot fout. Dis die son. Die son is buite beheer. Dis daai sonvlekke. Ek kan dit nie meer uithou nie. Kan nie. Weg nie. Kan nie. Ruimtetuie. Die ruimtetuie. Ons moet hier wegkom. Kan Pikkie ons nie kom help nie. Die professor. Hulle werk nog aan hom. Hoe ver nog, Megon? Ons kan nou hyperversnelling beëindig, Zalor. Ons is feitelik daar. Braai, julle veel goed. Braai. Vandag is dit my dag. Noodsein. Noodsein. Dit is interster aardbasis. Ons is oorval deur 'n skielike toename in die hittebestraling van die son. Ek herhaal. Noodsein. Noodsein. Ek herhaal. Noodsein. Noodsein. Hoor net hoe smeek hy, die magtige Delarey, dat ek met hom praat.
Skreeu maar soos jy lus het, Delarey. Niemand kan jou hoor nie. Dan is het klaar praat met ons. Zanor, dit was kaptein Delarey en Karnati. Die aardmense is in die moeilikheid. Snaaks, ons temperatuur aan boord is nog normaal. Wel, nie sou daar die krokons nou besig wees. Zanor, daar is die rede vir die ondraaglike hitte. 'n Reuse vergrootglas. In die krokonruimtetuig is natuurlik byderhand om die ellendige ding te beheer. Nou is dit ons kans om ons vriende te help. Vol aan! Dis 'n vreemde ruimtetuig, hoogheid. Dis 'n Zarep ruimtetuig. Sal ek hulle agtervolg, hoogheid? Flaks. Niemandskap is reeds weg. Sal ons nie die aarde dadelik aanval nie, prins Karnati? Nee, hierdie wonderlike uitvinding van jou het nie lank genoeg gewerk nie. Teen hierdie tyd het die aardmense begin herstel. En hulle daai vervlakste Zarep-bewoners om hulle by te staan. Wat dan, hoogheid? Huis toe, onnozel. Ons planne het weer misluk. Maar eendag, binnekort, sal ons hulle uitwis. Wat het gebeur? Waar is die hitte? Ek weet nie. Ek het net prins Karnati se stem gehoor, toe verloor ek my bewussyn. Krokons. Dan moet ons dadelik hier in Balafat gaan kyk wat gebeur. Aardbasis. Aardbasis, dit is Michon en Zanor van die planeet Zarep. Hoor julle ons? Hoor. Ons hoor julle, Megon. Is daar nie krokons by julle nie, oor? Hulle was hier, ja, maar ons het hulle weggejaag. Julle kan nou ontspan. Kan ons kom land, hoor? Dankie tog. Ja, Megon, kom land gerus. Ons is baie dankbaar om julle hier te sien, Zanor en Megon. Maar waaraan het ons die besoek te danke? Ons het gekom vir die gereelde samesprekings volgens die verdrag tussen Zarep en die aarde. Maar dis eers vir aanstaande week bepaal, Zanor. Ja, Zanor. My dagboek sê ook so. Aanstaande week. Ek is jammer, mense, dis my fout. Ek het vergeet die dae op die planeet Zarep is 'n uur korter as op die aarde. Ons dae het vinniger verbygegaan as julle se. Wel, kerels, ons is verheug dat julle ons uit die verknossing kon help. Julle bly sommer hier tot aanstaande week en hou vakansie. Zanor, Megon, wat maak julle hier by ons? Het ek iets gemis? Ja, Pikkie. En ondanks jou afwesigheid het ons 'n krisis oorleef. Het u dit sonder hulp oorleef, kaptein? Wel, nee. Megon en Zanor het die krokons verjaag. Aha, ek het geweet daar moes van iewers aan hulp gekom het. Zanor en Megon, dankie dat julle my plek volgestaan het terwyl ek ongesteld was. Pikkie, wil jy voorgee dat ons self die mas kan opkom nie? Nee, luitenant. Nee, glad nie. U het net af en toe 'n bietjie hulp nodig. Dis al.